Baie welkom by hierdie week se geloofswoord. Ons is besig met die Matteus Evangelie en ons is hierdie week by Matteus 8 al. Volgende week gaan dan 'n nuwe geloofswoord wees met die skoolvakansie wat aan die gang is nie, maar ek hoop die van julle wat dalk 'n bietjie weggaan of die van julle wat net 'n bietjie rus dalk of net dinge 'n bietjie rustiger vat, dat julle 'n geseënde tyd ook sal hê. Ons sal die week daarna dan weer aangaan met ons geloofswoord. Maar vandag dan Matteus 8 wat volg op die bergrede. En Jesus wat hier homself bevestig as die geneesheer. Hy wat 3 persone in hierdie gedeelte genees en ook in hierdie gedeelte waar daar gepraat word van hy wat 2 demone ook uit mense uitdryf. En dan Jesus ook wat homself kom bevestig as die een waarop die disippels kan vertrou. Hy wat die storm kom stil maak sodat die disippels kan weet hulle kan op hom vertrou. So kom ons kyk na hierdie gedeelte saam. Maar voordat ons so maak, voordat ek vir ons die eerste gedeelte gaan lees, daar 6 gedeeltes waarna ons saam kyk weer vandag. Kom ons word net eers rustig en erken dat die Here ook teenwoordig is. Here ons Here, wat 'n voorreg is dit nie om met u woord besig te kan wees nie. Dankie Here vir Matteus en dat ons deur Matteus kan reis en dat u daardeur vir ons net soveel van u kom leer. Mag dit ook so wees wanneer ons nou vandag ook stil staan by Matteus 8, Here, dat ons iets meer van u self kom leer, Here. Dankie vir u genesende hand wat oor ons is, Here, en die genesing waarvan ons hier kan lees. Dankie dat u die een is wat ook die bose weg van ons afdryf, Here. Dat u die mag het oor lewe en dood, Here. En dat u ook die mag het om die storms stil te maak. Here, dankie dat ons hier ook vandag sal kan lees van u wat die storm stil gemaak het vir die disippels, die letterlike storm. Maar dankie dat ons ook kan weet, u maak die storms van hierdie lewe ook vir ons stil. Maak dit ook nou vir 'n oomblik stil wanneer ons stil staan by u woord, Here. Dat ons u stem mag hoor en mag hoor dat u vir ons ook deur Matteus 8 wil kom sê. Dankie dat ons dit kan bid, dit kan vra in die wonderlike naam alleen. Amen. Matteus 8 vers 1 tot 4. Nadat Jesus van die berg afgekom het, het 'n groot skare hom gevolg. En kyk, 'n melaatse het na hom gekom, voor hom gekniel en gesê: Here, as u wil, kan u my rein maak. Hy het sy hand uitgesteek, hom aangeraak en gesê: Ek wil, word rein. En hy is onmiddellik van sy melaatsheid gereinig. Jesus het vir hom gesê: Sorg dat jy dit vir niemand vertel nie, maar gaan wys jouself vir die priester en bring die offergawe wat Moses voorgeskryf het as getuienis vir hulle. Jesus demonstreer in hierdie gedeelte iets van sy omgee, iets van sy insluiting, iets van sy reiniging. Hierdie man wat met 'n velsiekte na hom toe kom en vir hom vra dat hy gereinig sal word, eerder as dat hy net genees sal word. Hy wat deur die reiniging weer deel is van die gemeenskap, deel sal word van 'n gemeenskap wat hom verwerp het. In daai tyd het die Jode enigiemand verwerp wat onrein was, wat 'n velsiekte gehad het, melaatsheid gehad het, wat demone in hulle gehad het. Hulle is verwerp uit die gemeenskap uit geskop. Hierdie reiniging maak dat hy weer deel word van 'n gemeenskap. Maar Jesus doen meer as dit, hy raak hom ook aan. Hy sluit hom in. Hy sê vir hom: "Sjoe, maar deurdat ek jou aanraak, sluit ek jou in, trek ek jou nader aan my, genees ek jou uiteindelik ten volle." En Jesus wat dan volgens die wet van Moses ook handel om vir hom te sê: "Gaan wys jou vir die priester, gaan wys dat jy genees is." Jesus wat hier homself weer eens kom wys as die Messias, as die een wat die verlosser is, ook deurdat hy hierdie man genees het. Hierdie man wat iets beleef van die hemelse, iets beleef van God self. Ek gee jou 'n oomblik om oor hierdie gedeelte ook na te dink, om te dink oor hoe wonderlik is dit nie dat Jesus self mense so nie net genees nie, maar ook insluit, reinig, hulle omgee. Gee so 'n oomblik om ook daaroor na te dink. Matteus 8 vers 5 tot 13. Nadat hy in Kapernaum aangekom het, het 'n centurion hom genader en smeekend vir hom gesê: Here, my slaaf lê verlam by die huis en ly baie pyn. Hy het vir hom gesê: Ek sal gaan en hom genees. Die centurion het geantwoord: Here, ek is nie werd dat u onder my dak kom nie, maar sê net 'n woord en my slaaf sal gesond word.
Want ook ek is 'n man wat onder gesag staan met soldate onder my bevel. Vir die een sê ek gaan en hy gaan en vir die ander kom en hy kom. Vir my slaaf sê ek doen dit en hy doen dit. Toe hy dit hoor, was Jesus verwonderd en hy het vir diegene wat hom gevolg het, wat hom volg, gesê: Amen, ek sê vir julle, by niemand in Israel het ek so groot geloof gevind nie. Ek sê nou vir julle dat baie uit die ooste en die weste sal kom en saam met Abraham en Isak en Jakob aanleen om te eet in die koninkryk van die hemele. Maar die kinders van die koninkryk sal na die duisternis daar buite verban word. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Jesus het toe vir die centurion gesê: Gaan, dit sal gebeur net soos jy glo. En sy slaaf het op daardie oomblik gesond geword. 'n Centurion wys sy geloof in die Here en Jesus Christus. Hy kom na Jesus toe en vra vir hom om sy slaaf te genees. En Jesus sien sy hart raak. Jesus sien raak dat sy hart is nie dat enigiemand moet sterf nie. Sy hart is dat daar genesing moet plaasvind. En hy vertrou die Here absoluut daarmee. Hy vertrou die Here so ver dat hy glo dat die Here selfs net met 'n woord, nie eers dat hy by die persoon moet wees nie, kan hy genesing bring. Dis hoe groot hy glo die Here is. Sy geloof is so sterk. En die wonder hiervan is uiteindelik dat in hierdie tyd was centurions gewoonlik heidene gewees, was deel van die Romeine gewees. Die Romeine het nie eintlik toegelaat dat slawe of slawe veral wat siek was dan wat nie hulle werk kon doen nie, dat hulle bly leef het nie. Hulle het hulle baie maklik sommer net doodgemaak. Maar dit is nie hierdie centurion se hart nie. Hierdie centurion se hart is dat sy slaaf genees sal word, want hy sien ook die mens raak. En Jesus sien dit raak, hy sien sy hart. Soveel so dat hy vir hom sê: maar ek sal in jou huis toe kom. Ek sal die genesing, ek sal hierdie slaaf in jou genees. En dan keer hy net. Want in daardie tyd was dit so gewees dat 'n centurion vir Romeinse huis was nie waardig gewees vir 'n Jood nie. Jode het dit gesien as dat hulle te goed is om in 'n Romeinse huis in te gaan en hierdie Romein het Jesus dit probeer spaar, hierdie centurion. Het Jesus hierdie ongemak probeer spaar om na sy huis te kom. En steeds demonstreer hy hierdie geloof dat Jesus kan genees. En dan genees Jesus, want hy sien sy geloof raak. En gebruik hom uiteindelik as 'n voorbeeld om te wys, maar Jesus se redding is nie net vir die Jode nie. Jesus se redding is vir alle nasies, ook vir die heidene. Jesus het gekom vir een en vir elkeen. Ek gee jou so 'n oomblik om na te dink oor hierdie gedeelte ook en oor dit wat jy hier ook gehoor het. Matteus 8 vers 14 tot 17. Toe Jesus Petrus se huis binne gaan, het hy Petrus se skoonmoeder siek van die koors sien lê. Hy het haar hand gevat en die koors het haar verlaat en sy het opgestaan en hom gedien. Teen die aand het hulle baie mense wat deur demone besete was na hom gebring. Hy het die geeste met 'n woord uitgedryf en almal wat siek was gesond gemaak, sodat vervul sou word wat deur die profeet Jesaja gesê is. Hy het ons krankhede weggeneem en ons siektes het hy gedra. Jesus kom genees in hierdie gedeelte Petrus se skoonmoeder en saam met dit kom dryf hy ook demone uit mense uit. Jesus kom wys hier dat ja, aan die een kant is siekte en demone daar en genees hy ons daarvan, maar uiteindelik is die kern van die probleem die sonde. Ons kan van siekte genees word, ons kan demone kan uit ons uitgedryf word, ons kan daarvan genees word. Maar uiteindelik is dit as ons van die sonde genees word, waar daar ewige verlossing is. Wanneer ons van siekte genees word, wanneer demone uitgedryf word, is dit alles net tydelik. Maar wanneer ons verlossing ontvang van die sonde, van hierdie houvas oor ons lewens, dan is dit ewig. En Jesus demonstreer hierdeur net weer sy mag oor siekte, sy mag oor demone. Hy wat die een is wat oor die dood en die lewe die mag het. Hy wat die een is wat vir ons kom verseker dat hy self ook die lewe is en dat hy die lewe vir ons wil bring. Hy sê nie net hy is die lewe nie, hy wys dit ook. Die mooi hiervan, deur hierdie genesing, hierdie gesondmaking ook van mense hier. Ek gee jou 'n oomblik om hierdie kort gedeelte ook na te dink en mekaar te deel wat vir jou ook in hierdie gedeelte uitstaan. Matteus 8 vers 18 tot 22. Toe Jesus die skare rondom hom sien, het hy opdrag gegee dat hulle na die oorkant vertrek. 'n Sekere skrifkenner
het toe nader gekom en vir hom gesê, Meester, ek sal u volg waar u ook al gaan. Maar Jesus antwoord hom, die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Iemand anders, een van sy disippels, het vir hom gesê, Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. Maar Jesus sê vir hom, volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Twee mans kom in hierdie gedeelte na Jesus toe en vra oor die koste van disippelskap. En die een moet die gebrek aan 'n vaste blyplek oorweeg, en die ander een moet oorweeg of hy vir Jesus bo sy familieverpligtinge sal stel. Jesus het vir hom sê, maar dit is wat ek van jou vra, dat jy my bo jou familie kom stel ook. En Jesus demonstreer hier dat dit groot opoffering vra om 'n disipel te wees, dat dit loyaliteit vra, dat dit baie keer meer kos as wat ons ooit dink en dalk selfs bereid is om te gee. Maar Jesus het vir hulle ook sê en kom verseker en vir ons ook kom wys dat dit absoluut die moeite werd is. Maar dit beteken die ewige lewe vir elkeen van ons. En dit beteken nie die ewige lewe vorentoe ver in die toekoms nie, maar ons kan nou reeds iets daarvan beleef as ons Jesus eerste stel. Dan beleef ons hy vir ons sorg, dan beleef ons hy vir ons goed is, dan beleef ons op hom kan vertrou en hy sal voorsien. Ek gee jou so 'n oomblik om oor hierdie gedeelte na te dink. Matteus 8 vers 23 tot 27. Jesus het in die boot geklim en sy disippels het hom gevolg. Skielik bars daar 'n ewige storm op die see los, sodat die golwe die boot oorspoel het. Maar hy het geslaap. Hulle het hom gaan wakker maak en uitgeroep, Here, red ons, ons vergaan. Maar hy het vir hulle gesê, hoekom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die wind en die see. En alles het baie kalm geword. Die mense was verwonderd en het gesê, watter soort mens is dit dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. Jesus kalmeer die storm op die see van Galilea en hy kom wys hier dat sy disippels op hom moet vertrou. Selfs wanneer die storms moeilik raak, letterlik, moet hulle op hom kan vertrou. Hy wys hier dat hulle klein geloof het te midde van die Here wat soveel groter is, selfs mag het oor die natuur. En dan kalmeer Jesus hierdie storm. Hy is die een wat die mag het en weer kalmte bring, solank as dit op hom vertrou. En hy wys hierdeur dat ek en jy ook in die storms van die lewe op hom kan vertrou. Hy wys hierdeur dat wanneer dit rof gaan, dan is hy die een wat vir ons kalmte kan bring, rus kan bring, vrede kan bring. En so kom leer die Here hier nie net vir die disippels nie, maar vir ons ook, dat ons op hom kan vertrou. Selfs wanneer ons dink die Here slaap, slaap hy nooit nie. Hy is altyd daar. En hy is altyd daar om die storms in hierdie lewe saam met ons te hanteer, om dit ook kalm te maak, sodat ek en jy rus en vrede in hom kan vind. Ek gee jou so 'n oomblik om oor hierdie gedeelte na te dink, en dan lees ons ook die laaste gedeelte saam. Matteus 8 vers 28 tot 34. Toe hy aan die oorkant kom in die gebied van die Gadareners, het twee manne deur demone besete uit die rotsgrafte gekom en hom tegemoet gegaan. Hulle was baie gevaarlik sodat niemand met daardie pad langs verby kon reis nie. Skielik het hulle begin skreeu, los ons uit, seun van God. Het u voortydig hierheen gekom om ons te pynig? Die hele eind van hulle af het 'n groot trop varke gewy. Die demone het gesmeek, as u ons uitdryf, stuur ons in die trop varke in. En hy het vir hulle gesê, gaan. Hulle het toe uitgevaar en weggegaan in die varke in. En kyk, die hele trop het op loop gesit en die helling af, die see in en versuip. Die wagters het op die vlug geslaan en in die dorp alles gaan vertel, ook wat met die besetenis gebeur het. En kyk, die hele dorp het uitgegaan om Jesus te ontmoet, en toe hulle hom sien, het hulle hom gesmeek om uit hulle gebied weg te gaan. Jesus en sy disippels in hierdie laaste gedeelte kom by Gadara aan, en hier is daar twee mans wat dan nou uit die grafte uitkom, die plek waar die demone is, die dood is, dit waarvan die demone ook hou, leweloosheid is. Hierdie twee mans kom daar uit na Jesus toe, en onmiddellik herken die demone vir Jesus en vra dat hy van hulle af sal weggaan. Maar hulle vra dat hulle eerder in varke ingestuur sal word. Nou, wat presies die rede is waarom Jesus dan nou dit toelaat, dat die demone in varke ingestuur word, dit weet ek nie. Maar wat ek wel weet,
is dat Jesus uiteindelik die demone uitdryf. Dat hy die mag en die krag het oor demone om vir hulle te sê waarheen om te gaan. En hy wys hierdeur uiteindelik ook, wanneer hy hierdie demone in die varke indryf, wat hierdie demone se intensie uiteindelik is. Hy stuur hulle in hierdie diere in, en die eerste ding wat hulle doen is hulle hardloop die see binne, en hulle verdrink. Hulle intensie, die doel van die demone, is om te verwoes, om te vernietig. Die werk wat God begin het, die goeie wat hy doen, hulle doel is om dit te vernietig, tot 'n einde te bring. Jesus wys hier vir hierdie twee mans, dat hy die geneesheer is. Hy openbaar homself as die geneesheer, die verlosser, ook van die mensdom. Maar dan weer die keersy ook van die mense in hierdie dorp, wat na Jesus toe kom, en vir hom vra om weg te gaan van die Here af. Hierdie weerstand wat hy beleef word, ook as gevolg van Jesus se werk. Ons sien hierdie twee kante, die een kant van die dankbaarheid, van Jesus se groot krag, die bevryding wat daarin bevind word, maar ook weer eens dan aan die ander kant, die weerstand wat gebied word, omdat mense bang is, skrikkerig is, vir dit wat Jesus ook kom doen. So hierdie laaste gedeelte, wat uiteindelik vir ons wys, dat Jesus die mag, die krag het, ook oor die demone, dat hulle nie die mag en die krag het nie, en dat hulle hom vrees. Dit is vir my die mooiste eintlik hier. Dadelik, hulle weet wie Jesus is, en hulle weet presies wat hy kan doen. En dan stuur hy die demone uit die mense uit, want die mense is vir Jesus so belangrik, so kosbaar. Hy stuur hulle uit, en vernietig hulle uiteindelik. Kom ons word dan nou vir 'n oomblik ook stil, soos dit jy in jou groep is, en jy reflekteer op hierdie gedeelte, hierdie laaste gedeelte, dan word ons stil vir 'n oomblik in stil gebed, en dan gaan ek vir ons afsluit met 'n gebed, en dan gaan ek vir ons 'n paar vrae ook op die bord sit, so jy is welkom as jy in 'n groep saam kyk, of as jy alleen saam kyk, om hierdie vrae dan ook oor na te dink, dit te hanteer, en dan so ook in jou groep, of op jou eie, ook dan af te sluit. Here, dis vir ons altyd wonderlik om u woord te kan lees. En Here, ons besef maar net, as ons dit lees, hoe klein ons is. Here, en hoe min ons verstaan van wie u is. Here, soms lees ons van dinge wat u gedoen het, en ons verstaan dit nie. Soms lees ons van dinge wat u gedoen het, en dit gaan net ons verstand te bowe. Maar Here, dankie dat ons elke keer wanneer ons oor u lees, en uit die woord uit lees, net kan beleef en kan ervaar dat ons vir u kosbaar is, dat ons vir u belangrik is, dat u liefde en die genade ook oor ons lewens is. Dankie dat u ons kom bevry het, en dat daai redding in alles wat ons lees en alles wat ons beleef 'n waarheid is. En dankie dat dit so ook is met Matteus 8. Dankie dat ons daaroor kan nadink, dankie dat ons daaroor kan praat. Dankie Here dat daar sekere goed is wat ons net eenvoudig nie weet nie. En dankie dat dit ons nie laat twyfel in ons geloof nie, maar net weer die bevestiging opnuut bring, dat u soveel magtiger is, dat u ons verstand te bowe gaan, dat u die God is van hierdie skepping. En dankie dat u gekies het om ons deel te maak van u werk, dankie dat u ons uitkom kies het, as u kinders wat in ewigheid ook saam met u kan leef. Here, dit is vir ons so groot wonder en so groot vreugde, om te weet, wanneer ons lewe hier tot 'n einde kom, is daar 'n ewigheid wat van ons wag, maar 'n ewigheid wat glad nie soos hierdie wêreld lyk nie. 'n Ewigheid sonder pyn, sonder vrees, sonder bekommernis, sonder ongeregtigheid. 'n Ewigheid saam met u. Dankie Here daarvoor. Dankie dat u ook deur genesing en hierdie uitdryf van demone, die vir ons iets kom wys het van die hemel. En dankie dat ons nou reeds in ons lewens iets van die hemel kan beleef, omdat u deur die Gees ook in ons werk. Wees met ons, gaan met ons, as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.